Dus Here, dankie vir U. Dankie dat jy kan ken, Here. Dankie dat U, die onsigbare God, U self sigbaar maak vir ons, Here. U self openbaar het aan ons. Eers deur die profete en die wet, Here, en nou in die Seun, Here. Wat 'n voorreg is om U te ken, Here. Here, U sê in Johannes 17, en dit is die ewige lewe, is om U te ken. Here, dankie vir U. Dankie vir U goedheid, vir U guns. Dankie vir U genade, U vrede, U vreugde, U voorsienigheid, verlossing, vergifnis. U sê dankie net vir U, Here. Ons is so dankbaar teenoor U. So dankbaar, Here. Dankie dat U ons eerste lief gehad het, Here. Dankie dat U ons uitverkies het, Here, voor die grondlegging van die aarde. Ons God, ons koning, ons redder, ons heerser, ons herder, ons rabbi, ons leidsman, vredevors, koning, God, skepper, Jesus. U is gegee die naam bo elke naam. U sit aan die regterhand van God en alle autoriteit in hemel en aarde behoort aan U. En ons kom vanoggend, Here, en ons lê onsself neer. En ons aanbid die Here. U alleen is waardig van aanbidding. U alleen. Here, word verhoog in hierdie oggend. Here, en dankie dat soos ons die lof sing, Here, weet ek dat U sê in die skrif dat U wandel onder die lofsange van die kinders, Here, van die volk. Heilige Gees, dankie dat U hier is. Here, ons is hier in soveel afwagting, Here, en so groot verwagting, Here, om aangeraak te word deur U, Here. Soos ons nader trek aan U, Here, ons trek nader in hierdie oggend aan U. En dankie dat ek weet, Here, soos ons nader trek aan U, skuif U nader. Here, ons wil ontmoeting hê opnuut vanoggend met U, kragdadig, in Jesus naam. Halleluja, prys die Here. Halleluja, prys U naam, o koning van konings. Halleluja, prys U, o Alfa en Omega. Halleluja, prys U, naam bo elke naam. Jesus, ons koning. Aan U alleen kom alle eer, glorie toe, Heer. U alleen is waardig. O Leeu van Juda. Jesus, koning Jesus. Ons het U lief, Here. Ons het U lief. Amen. Julle kan vir my blaai na 1 Petrus 3 vers 15 toe, dis waar ek gaan begin vanoggend. Maar voor ek lees, ons sit hierdie week, Jameen was ook daar gewees, ons is so handjie vol. Ek is so tjaf met Wellington. Ons hoofkampus het tjaf, daar is 'n woord wat ek nogal lanklaas gebruik het. As ek al dit ooit gebruik het, nou ek daaraan dink, is ons hoofkampus het 'n kursus aangebied van 'n ou van Amerika, 'n dokter, PhD, slim manne, baie slimmer as ek, baie. En hy het kom aanbied 'n kursus op apologetics, maar hulle noem dit, hulle het 'n bietjie in 'n wip gevang, hulle noem dit Introduction to Apologetics. Maar hulle sê nie, hulle het nie vooraf gesê dis Introduction to Master's Degree Apologetics nie. So is 'n bietjie vir ons daar uitgevang. En maar ek is so trots op Wellington, want ek dink ons is die helfte van die mense daar het van die kampus afgekom. So nee, ek is en wat 'n ervaring. Ek moet sê dit was van filosofie tot apologetics wat nou baie ook gaan in die geskiedenis en die manuskripte, en ek gaan nie vandag vir julle ophou met al die feite en goeters nie. Maar dit was so 'n goeie
Shame, hondjie, hallo. En dit was regtig 'n goeie ervaring. Dit het wel met stukke gevoel. Dus hy het dit baie goed opgeskryf. Hy het voor dit af vir ons gesê, sê die kom ons sê maar professor sê vir ons, dit gaan vir jou voel soos 'n housepyp. Wat jy in jou gesig druk en jy probeer water drink uit daai ding uit. Maar nie enige housepypie, 'n fire hydrant. Ek is soos dit het presies so gevoel. En klop het so hier agter gestaan, so daai water sit in my kop vaslaan. En want filosofie is nogal 'n aspek waar ek nou bietjie meer gaan inlees, maar filosofie voel soos wie het al op 'n boogieboard probeer staan? Al bodyboard het ek nog gehoor moet jy in die Kaap sê. Hulle is vreeslik offended as jy sê boogieboard in die Kaap, dis 'n bodyboard om dit nou cool te maak. Of jy nou al gestaan het op so 'n ding in die water of op enige plank of 'n ding, probeer in die water staan, dis vreeslik. So dis wat met stukke vir my gevoel het hierdie week, maar verskriklik baie geleer uit dit uit. Dit was goed. Dit was goed en ek gaan vandag weer 'n bietjie met julle deel rondom dit. En Vrydag was net so goed geweest, die diensspan kuier. Ek het lanklaas so baie gelag. Ek het soveel seer gehad en my maag was seer, my wange was seer. So nee, dit was 'n goeie week hier by Beweegkerk Wellington en nou gaan ons vandag afsluit op 'n hoogtepunt. So 1 Petrus 3 vers 15. Lees as volg. En my preektitel se naam is Jou perfekte preek. Ek wou dit maak die perfekte preek. Roan sê jy sit nog al 'n high bar. Ek sê nee, dis hoekom ek dit sê dis jou perfekte preek wat ek nou vir jou gaan gee vanoggend. En ek glo hier is 'n baie belangrike preek, want as ek vir jou die volgende moet vra. Vers 15. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Nou dit is die teksvers waaruit apologetics massa ontstaan kry, want om verantwoording te doen beteken om te verdedig. Hulle sal baie keer die term gebruik ook in die hof as jy jou saak moet verdedig, hoe jy dit te werk sou gaan rondom dit. En hierdie teksvers sien ons punt eers, heilig die Here in julle harte. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Nou die heel eerste stap is die Here is op die troon in jou hart. Heel eerste is Here, U is my koning, U is my God. En ek is gehoorsaam aan U alleen. Ek heilig U. Ek meng U nie met iets anders nie. U is nie my Jesus nie. U is nie daai persoon se Jesus nie. U is nie 'n opgemaakte geskepte weergawe van wat ek dink en hoe U inpas in my verstaan nie. Weet al daai term gehoor, my Jesus, party mense my Jesus dit, my en ek verstaan dat jy hom persoonlik maak in die sin van dit is my Jesus, in die sin van dit is my God en dit is my koning. Maar ek het al soveel keer gesien dat my Jesus gebruik word as ja, maar my Jesus sal nie dit doen nie. En veral in vandag se tyd waar waarheid oor die algemeen so 'n relatiewe ding geraak het, my waarheid, jou waarheid. Ja, dis dalk jou Jesus is dalk so, maar my Jesus hou van homoseksualiteit en dan sal ek vir jou sê soos, weet jy wat se Bybel jy lees nie, maar ek kan vir jou sê dit is nie die regte een nie. Verstaan julle wat ek bedoel? So jy eers is op 'n plek waar God geheilig in jou lewe moet wees. Dit is hy soos wat hy homself openbaar en nie soos wat ons dink hy homself openbaar nie. En dan om 'n verantwoording te doen, om 'n antwoord te gee op die hoop wat in jou is. Want ek glo as jy hier sit en jy het Jesus Christus aangeneem, kan jy sê daar's nou nie altyd nie. Maar dink terug aan die tyd toe jy hom aangeneem het. En daai kere wat jy regtig indruk by hom, die vrede, die vreugde, die hoop wat jy ervaar by hom. Daai verligting en vergifnis van sonde. Daai eerste keer toe Jesus aangeneem het, het gevoel jy kan vlieg. Weet jy, was net ek. So niks het my geplan nie. Almal bekommernis, al my laste van my afgeval. En dit is hoe ons konstant moet wandel saam met hom. En hier is die vraag is, as ek vir jou moet vra, as iemand na jou toe moet kom en vir jou sê, ek hoop hy vra dit van jou, want ons moet anders lyk as die wêreld. So as mense dit nie vra nie, doen ons dalk ook iets verkeerd. Maar as hulle vir jou vra, maar hoekom is jy so? Wat is hierdie hoop? Wie is hierdie Jesus? Wie is dit? Hoe lank? Ek vra vanoggend vir die diensspan, as iemand vir jou moet vra, dink ek nou, sorry, my brein het nou getrek. Dis is daai wat my ma, ek onthou op skool het ons toneelspel gedoen. Ek gaan nie vir julle nou sê wat se rol ek gespeel het nie, want dis op die recording, maar ek sê na die tyd kan julle my vra. Het my onthou jou rug moet nooit aan die mense te wys het, ek so op pad so is, ek sê nee, doen dit en dis waar my brein nou getrek het. Sorry julle. Maar as iemand vir jou moet vra, wie is Jesus? Hoe lank gaan jy hom besig hou? Hoe ken jy hom goed genoeg dat jy hom vir 'n rukkie kan besig hou? Of is jou antwoord Jesus is koning? En hy is dit, maar is dit die volle verstaan van
van wat jy van hom ken. Want ek wil vir jou sê, he is an infinite being. Hy is oneindig. En hy het homself in soveel maniere geopenbaar, en ek glo dit is ons plig en ons verantwoordelikheid om ons hele lewe te spandeer om hom te leer ken. Daar is geen groter, beter ding in hierdie lewe wat jy kan doen, is om al jou energie, jou hulpbronne, jou wese aan te wend, is om hom te ken nie. My gunsteling vers in die Bybel is Johannes 17 vers 3, wat hy sê, en dit is die ewige lewe, is om hom te ken. Alles vloei daaruit. Alles vloei daaruit. Here, gee my liefde vir mense. Soek hom, want dan gaan jy agterkom hoe lief hy vir mense is, en ewe skielik gaan jy baie lief raak vir mense. Here, gee my geduld. Soek hom, en jy sien hoeveel geduld het hy met jou, en ewe skielik het jy geduld vir ander mense. Dan kom jy agter hoeveel geduld hy met jou het. Met my het. Ek het baie geduld met my. Ek het nie gedink nie, ek is baie hardkoppig nie, maar apparently is ek baie hardkoppig, maar ek leer vir die Here neer. En geduld soek 'n groot ding. Soek hom, ken hom. Hoe lank sal jy iemand besig hou? Kan jy 'n antwoord gee van wie hy is? Kan jy 'n antwoord gee? As iemand vir jou sê, okay, right, nou sê Jesus is koning, en dit is great, wat het hy vir jou gedoen? Want jy sien, jou antwoord op hierdie vraag het 'n verskriklike groot uitvloei in jou wandel voor hom. As jy byvoorbeeld nie glo dat hy jou vrygekoop het, verlos het, en dat hy die seël van die Heilige Gees op jou gesit het en jou plek gewaarborg het in die hemel nie, gaan jy jou hele lewe lank spandeer op werke om goedkeuring te kry by hom, in plaas van om te verstaan dat ek is reeds gered, ek is gesete in hemelse plekke, en my plig is nie nou om goedkeuring by hom te kry nie, maar dit is om sy koninkryk te soek vir hom en in ander mense. Om sy koninkryk uit te bou. Want as ons nie verstaan dat hy ons gered het nie, en ons 'n vallende plek het van ek moet werk tot my redding, verstaan jy hoekom hierdie so 'n belangrike vraag is wat ek kan antwoord? Want as jy glo jy moet werk vir jou redding, gaan jy so besig wees om vir jou eie redding te werk, waar jy eintlik klaar gered is, en nou geroep word om te werk vir ander mense se redding. Want ander mense het jou nodig. Eens op 'n tyd was jy die verlore een wat die Here gebruik, en die Here het iemand anders gebruik om jou te red, en nou wil hy jou gebruik om iemand anders weer te red. En dis hoekom dit so belangrik is om te verstaan, waar is ons in ons verhouding met hom? Ons moet 'n antwoord kan gee vir wie hy is en wat hy vir ons gedoen het, want ander mense het dit nodig. Ongelowiges en gelowiges het dit nodig. En hoe moet jy dit doen? Met sagmoedigheid. Laasweek het ek gepraat oor sagmoedigheid en hoe dit eintlik 'n baie groot 'n woord is in Grieks, en hoe dit daar eintlik nie een spesifieke term is wat dit verduidelik nie, maar dit kom eintlik daarop neer, is krag onder beheer. Al het jy al die kennis, al weet jy, al kan jy hierdie ou nou reg sit op sy plek en jy weet alles, is om met 'n absolute sagmoedigheid te doen, krag onder beheer. Jy sal daai persoon lief. Al kom hy met die vreemdste goed vorendag voor jou, is om met sagmoedigheid te hanteer en met vrees vir God. Met vrees vir God. Ek glo dit is hoe ons almal moet hanteer, is altyd in gedagte, is met vrees vir God. Nie vir vrees vir mense nie. As jy vrees vir mense het, gaan jy in elk geval baie min doen. Dit is een van die grootste, dink ek, goed waarmee mense sukkel oor die algemeen, is vrees van mense. Ek's bang vir niks. Jy's bang vir mense, ek kan nou vir jou sê. Nee, ek bid nie vir mense nie. Hoekom nie? Vrees van mense. Maar jy sien, ek het al 'n paar keer gesê, is dat ons geloof, jou geloof is 'n private ding, maar is ook nie so privaat soos jy dink nie. Jou verhouding met Jesus is privaat, met jou binnekomer, maar daar is 'n groot aspek daarvan, wat dit gemaak is om as 'n liggaam uit te lewe. En dis hoekom Vrydag aand vir my so lekker was, om saam met die diensspan te sit en te kuier. En as jy kan deel wees van die volgende diensspan kuier, dis oop vir almal. Raak net deel van die diensspan. Almal is welkom op die diensspan. Ons wil julle daar hê. Ek wil regtig. So ek sal 'n lys daar agter sit. Hoeveel is ons? Dis hoeveel mense op die diensspan is vir die volgende een. Met vrees vir die Here. So kom ons kyk in Efesiërs 1 tot 2. En hier gaan ek lekker lees vir ons vanoggend. Efesiërs 1 en hoofstuk 2 gaan ek nou lees. En dan gaan ons dit lekker fyn kam. Want kan jy 'n antwoord gee vir die hoop in jou? Weet jy wat Jesus vir jou gedoen het? Lees in vers 1, Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Dit is my so mooi gestel in vers 2 wat hy sê, genade vir julle en dan vrede.
Sonder die genade, without the mercy and the grace of God, there's no peace. Ek sê dit nou, dit klink cooler in Engels. As jy nie die genade, as jy nie by 'n plek is waar jy gekom het voor die Here, waar die Here jou vergewe het, waar sy bloed jou skoon gewas het nie, is vrede iets wat jy jou hele lewe lank gaan soek. Jy gaan tot plekke kry, maar dit gaan soveel tydelike, dit gaan vrede wees as die wêreld dit gee. En dis wat hy dit gee nie. Ons vrede kom uit hom uit. Vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Alle geestelike seëninge. Wat is daai Christelike seëninge? Dit volg nou in die res van die hoofstuk. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom geliefd, in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, hy wat oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na die welbehae wat hy in homself voorgenem het, om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge in die hemele sowel as op die aarde onder een hoof in Christus te verenig. In hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore verordineer is oorkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Ek wil sê jou redding is tot sy heerlikheid. Alles wat jy doen is tot sy heerlikheid. En dit word soveel keer herhaal in die skrif eintlik, maar in Paulus se briewe en ook vanoggend is 'n haleluja tot u heerlikheid. Dus op alles wat ons doen is tot sy heerlikheid. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van belofte. Ek gaan nou lekker daaroor praat. Jy is geseël met die Heilige Gees. Weet jy wat beteken dit om geseël te wees met die Heilige Gees? Wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daarom vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en van die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, waar alle owerheid en magte en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word. Nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Hoofstuk 2. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk, onder wie ons ook almal vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus, uit genade, is julle gered. En saam opgewek, en saam laat sit in die hemele,
in Christus Jesus, sodat hy in die eeue kom, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierendheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Nou gaan ek begin 'n paar verse vir ons uithaal. Maar heel eerste, wat ek wil hê jy moet, daar's 'n paar goed wat jy herhaaldelik sou gehoor het, terwyl ons hierdie gelees het, as jy geluister het. Een van die goed is, in hoofstuk, dis in die ander hoofstukke ook, maar in hoofstuk 1 alleen, is daar tot en met 11 keer, wat dit sê, in Christus, of in hom. So wat sê dit vir ons? Ons het hom nodig. Alles wat daai hoofstuk insluit, kry ons slegs in hom. En dis hoekom die preek sy titel ook is, dit was eers die perfekte preek, maar dog ek, nee, ons maak dit jou perfekte preek. Want wat is die perfekte preek? Weet jy, dalk het jy nog nie daar gedink, ek het al daar gedink, want ek doen dit nogal baie. Wat is die perfekte preek? Jesus. Daar is nie 'n beter preek as Jesus. Die Seun van God, gekom, gelewe, gesterwe, opgestaan, heers, sodat ek en jy deur genade, uit genade, deur geloof, gered kan word, en nie deur werke nie. Daai is die perfekte preek. Daar's baie goed wat nog by dit kom, maar daai is die kruks van dit, want voor ons nie in hom is nie, tel niks van daai nie. Het jy gehoor op 'n stuk praat ek, is ons onder die toren van God? Nie 'n plek waar ek wil wees nie, ek weet nie van jou nie. En ons hoef nie daar te wees nie. Maar daar is mense nog daar, en dis hoekom ons moet weet en 'n antwoord kan gee. So in hoofstuk 1, jy is geskik, jy is gekies en voorbeskik voor die skepping. So daai is die eerste ding. Jy is gekies. God het jou gekies. Jy's nie per ongeluk nie, dis nie per toeval nie. God het jou gekies. En elke reddingsstorie, en ek geniet dit om mense se getuienis te hoor, want dit is vir my so 'n mooi oomblik, want dit is 'n plek en 'n tyd waar die soewereine God ingetree het en jou kom red het. Niemand kan na die Vader kom as hy hom nie trek nie. Niemand. Hy trek ons. Hy klop. So hy het jou gekies. Jou redding is nie jy wat oomblik gehad het of gedink het, ek gaan nou myself red of ek gaan nou na God toe gaan nie. Nee, dit kom uit 'n plek uit, selfs jou eie redding wat jy gaan soek het, wil ek amper sê, kom uit hom uit. Waar hy wat sy hand uitgesteek het en jou gered het, voorbeskik voor die skepping. Ons is kinders, ons is erfgename. Hoofstuk 1 vers 7, ons is verlos deur sy bloed. Wat beteken die feit dat jy verlos is? Jy is verlos. Beteken jy is vrygekoop. Hoeveel keer wandel ons rond en ons voel sekere goed hou ons vas. Sonde hou ons vas. Stres, vrees, angs, offense hou ons vas. Hierdie kettinge van hierdie lewe, soos ons voel gedurig iets is besig om ons vas te hou. Wat dit ook al mag wees, of ons, kom ons sê dit, jy voel nie dit hou jou vas nie, maar jy voel onderdruk. Jy voel hierdie laag van negativiteit oor jou. Hy verlos ons van dit. En bo dit, hy verlos jou van die mag van sonde. Nou Jesus Christus, ek glo dat voor Jesus Christus sondig jy, want dit is jou natuur. Ons almal kom met Adam uit, almal met die sondige natuur gebore. Na Jesus sondig jy en die swak keuse gemaak. Want hy verlos ons van die mag van sonde deur sy bloed. Hy wys vir ons die verborgenhede van sy wil. Die koning, die God, die heerser wil aan jou. Dis eintlik vir my so crazy om daaraan te dink dat God dit goed dink om aan ons sy wil te openbaar. En dat hy aan ons wil wys hoe hy alles onder sy beheer wil bring, soos vers 10 sê. Jy is verseël met die Heilige Gees. Nou ek het al baie hieroor gepraat en ek dink jy het nog verskriklik baie preke oor dit gehoor. Maar ek het nou
gister toe lees ek, maar die seël van die Heilige Gees beteken, wel as in die antieke tyd was die seël 'n familieseël. Ek weet nie wie van julle ken julle familiewapens nie. Ons het een so in ons huis gehad, Hoefie se familiewapen ding, like, ek weet nie of die res van julle ook so iets het nie. Ek sal dit eers kan uitken nie. Ons het dit gehad, maar ek sal dit eers kan uitken. Dit was nou nie soos ons loop nou nie rond en doen besigheid met ons seël nie, wil ek amper sê. Nie ons wil ook besigheid doen nie. Maar in daai tyd sou die seël, die embleem het verduidelik na wat se familie jy is en jy sou dan kon besigheid gedoen het, sê maar as jy die besigheidsring gehad het namens die pa of hoe dit ook al mag sê. So jy het ons praat altyd van hierdie seël op jou en hoe jy is 'n ambassadeur op die aarde en die Heilige Gees is in jou en hy wil deur jou werk en hoe jy die werk wat Christus begin het, hoe hy dit nou deur jou en deur sy Gees dan nou altyd wil voortsit. Maar gister lees ek hoe hulle daai tyd sê nou maar die skip bring 'n klomp goedere, hoe jy sou gegaan het en jy sou 'n deposito neergesit het, soos ek soek hierdie, kom ons sê kratte, en dan sou hulle die seël van daai ou op dit gesit het en hulle reserveer dit vir hom. Dan sou hy later teruggekom het om dit wat syne is te kom haal. En dit was vir my so mooi toe ek dit lees, want dit is wat ons is. Die seël van die Heilige Gees is op jou gesit, want hy gaan eendag terugkom om jou te kom haal. Daar's 'n sekerheid wat jy kan hê en jy kan weet, die seël van die Heilige Gees is op jou, hy kom terug om jou te haal. Jy hoef niks te vrees in hierdie wêreld nie, jy's nie verlore nie, jy's nie 'n weeskind nie, jy's nie vergete nie, jy's nie verwaarloos nie. Die almagtige God, soos wat julle hom gesien kom het, sê die engele, so sal julle hom sien terugkom. Hy kom weer, om dit wat syne is, te kom haal. Hy kom haal nie net enige iemand nie, dit wat syne is in sy hand. En hoe mooi is dit? Hoeveel meer selfvertroue, en hier selfvertroue is eers die regte woord nie, want dit praat van self, maar dit gee my soveel rustigheid en vrede. Net daai gedagte om te dink, Jesus Here, u seël is op my. Niks, Romeine 8, niks kan my uit u hand uit verwyder nie. Ek hoef nie omstandighede te vrees nie, ek hoef nie uitdagings te vrees nie. Ek is veilig by u. Maak nie saak wie of wat teen my kom nie. Of dit nou 'n weermag is wat die stad omsingel, of dit nou 'n reus is wat voor my kom staan, en ek staan met my slingervel, dit klink verkeerd, slingervel. Here, u seël is op my. En ek hoef niks in hierdie lewe te vrees nie. En as jy gaan kyk in Efesiërs, hulle het baie te doen met die okkulte gehad, so hulle het vreeslik gevrees vir die okkulte. En dit is hoekom Paulus so verwys na die magte en die owerhede. As ons hoef nie enige vreemde mag te vrees nie, want ons is geseël. Jy is geseël met hom. Jy's lewend gemaak, jy was geestelik dood, jy was onder sy toorn. Dit is nou hoofstuk 2. As ek dink, ek en Larissa praat nogal baie daaroor, nie so wel, het so 'n maand of wat terug baie daaroor gepraat, is die absolute verwoesting wat sonde eintlik maak. Soos ons is nie inherent goeie mense wat slegte goedjies doen nie. Ek praat nou van voor Jesus Christus. So ek dink sonde het baie afgewater geraak tot 'n sekere mate. Soos dit is, almal is goed. Hulle doen net verkeerde goed. Sonde lei tot die dood. Sonde verdien die oordeel en die toorn van God. Voor Jesus Christus is jy dood. Onder die toorn van God. Jy's nie 'n goeie mens wat slegte goed doen nie. Jy verdien die oordeel van God. Besef, Adam en Eva is uitgejaag uit die tuin uit. As gevolg van, en nie soos wat ons as ons sonde praat, drink ons van rondslaap, drink, vloek, skel, moord, steel. Hulle het 'n appel geëet, maar dit is nie 'n appel nie. Ek praat so van 'n appel. Hulle het 'n vrug geëet wat hulle mag geëet het nie. Maar hulle was ongehoorsaam aan God en dis wat sonde is. Dis om die merkie te mis. Dis om te doen dit wat God sê jy nie mag doen nie, om dit te doen. En ook om nie te doen wat hy sê jy moet doen nie. Ek hoop julle het daai gevang. En almal by. Sonde los 'n verskriklike groot merk. En dit verduidelik vir ons, want as ons verstaan die verwoesting wat sonde, en gaan lees die Ou Testament, dan kom jy agter die oordeel van God en die absolute verwoesting wat sonde maak. En hoekom hamer ek so op dit? Want ek wil hê jy moet verstaan hoe genadig Jesus is. Hoe genadig God die Vader is. Wat so groot prys hy betaal het vir jou verlossing,
vir jou redding, vir die vrykoop van die skuld wat jy het. Want ek en jy het 'n skuldbrief voor Jesus. Voor ons hom aangeneem het. Het jy 'n skuldbrief? En een van twee mense gaan daai skuldbrief betaal. En dis jou keuse. Wena of Jesus? Maar as ons die skuldbrief vir Jesus gee, beteken ons gee ons regte ook weg. Ek het een keer 'n prediker gehoor wat gesê het, hy glo menseregte het ingekom by Genesis 3. Dis my menseregte, my reg om dit. Nee, ek het nie reg nie. Ek het nie. Ek is onderdanig. Nou waar ons begin het. Hy is geheilig. Ek is onderdanig aan my God. My drome, my ambisies, alles wat ek dink of graag wil doen in die lewe is, Here, wat sê U? U is my pa. Wat sê U? Is hierdie goed vir my? Is dit nie goed vir my nie? Wat dit ook al mag wees. Mag ek hierdie doen? Mag ek nie hierdie doen nie? Ek vertrou hom volkome, want ek was dood gewees, maar ek is nou lewend in hom. In hom is ek lewend, vergewe, siel, bestem vir die hemel. Nie meer 'n burger van hierdie wêreld nie, soos hoe ons van tevore gewandel het nie, sê die skrif. Maar ons is burgers van waar? By hom, by ons Pa, met die seël op ons. Hoe amazing is dit? En wat het ons gedoen om dit te verdien? Niks. Ek dink ons almal het al ergens in ons lewe gedink en gesê, Here, ek verdien nie hierdie nie. Net ek? Nee? Ja, okay, ek is jammer. Ek is nie so heilig nie. Here, ek verdien nie hierdie nie. Ek het niks gedoen, soos hoekom kom hierdie nou oor my pad? Hoekom gebeur hierdie nou? En ek het hierdie besef gekom, Here, dankie dat ek nie kry wat ek verdien nie. As ek moes gekry het wat ek verdien het, dan sou dit 'n prys wees wat ek nie kon betaal nie. Prys die Here vir Jesus Christus, dat in hom is ons lewend gemaak, ons is opgewek en ons is gesete in hemelse plekke. Wat beteken dit om gesete te wees in hemelse plekke? Want ons sit nou hier. Ons is nog nie in die hemel nie. Maar tog praat die skrif van dit is nou al. It's not in the future, it is present. Ons is reeds gesete daar. Dit beteken ons is reeds saam met hom onder sy heerskappy. Ons is reeds onder sy gesag. Alle gesag en mag behoort aan hom. Wanneer ons, die skrif praat later van geestelike oorlogvoering, ons is daar by hom, daar waar hy heers oor elke mag, elke gesag, elke owerheid. Ons is reeds daar, so ons hoef niks te vrees in hierdie lewe nie. Maak nie saak wat met jou gebeur nie, jy hoef niks te vrees nie. And count it all joy. Hy het die skeiingsmuur gebreek. Ek het nou nie dit gelees nie, maar dit is in hoofstuk 2 vers 14 tot 15 waar dit praat van die skeiingsmuur rondom die tempel met die Jode en die heidene wat geskei is, wat eintlik praat van ons is almal een familie. Daar is nie Griek, Jood, ons is almal een familie. Hulle wat in Christus is een familie. Ons is nie meer vreemdelinge nie, ek het myself vooruit gehardloop. Ons is burgers, ons is in sy woning. En God se grootste werk wat hy in jou kan doen en wil doen, is in Galasiërs 1 vers 3 tot 5. Lees as volg. Ek dink nie hy is daar nie, hoor. Ek dink julle van hom is hy daar? Ook, ek het hom gegee. Great. Wel dan, Hendrico. Genade vir julle en vrede van God, die Vader van ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die heerlikheid toekom in die ewigheid. Hy praat op 'n stuk wat hy God vir sy gestalte Paulus sê ek is in geboortepyne totdat die gestalte van God in julle vorm. So jy's gered en nou is jy nie net gered en gemaak en gelaat staan nie. Wel daai en daai het ek ook al baie gehoor. Ek is so gemaak en gelaat staan. Ag, maar die Here het my so gemaak. Nee. Jy's sonde gebore. Die Here wil sy gees in jou gesit sodat jy getransformeer kan word sodat jy kan lyk soos hy. Daar's nie iets van die Here het jou so gemaak en nou is dit daar's 'n kop-out. Amen. Amen. Die Here wil homself in jou en deur jou openbaar. Dis hoekom die Heilige Gees in jou is. Die gawes
die vrug van die Heilige Gees, Galasiërs 5, vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En sulke dinge is die wet nie. Al hierdie is deel van jou perfekte preek. Is om gevorm te word en te lyk soos hy. Dis iets waarop ek lanklaas gemediteer het. Hoeveel mediteer ons nog op die vrugte van die Gees? Dit wat die Here, die maatstaf wat God vir ons gee. Dis Here, okay, kom ons gaan deur die vrugte van die Gees. Jesus Here, hierso lyk ek nog nie soos U nie. Hierso lyk ek nog nie soos U nie. Die Bybel is nie 'n spieël om vir jou te sê hoe jy lyk, dit is om vir jou te sê hoe jy moet lyk. Dis iets waarna jy strewe. Dis iets waarna ons werk. En is dit moeilik? Ja. En dit is okay. Dit is okay. Dis hoekom die Heilige Gees in jou het. Na Handelinge 18 vers 24. En hoekom is dit belangrik dat jy konstant aan jou preek, jou perfekte preek werk? Is hierdie. Ek hoor nou die dag 'n video waar die ou sê, hy was op 'n pot gooi. Toe sê hy, daar's 5 evangelies, en ek dink ek val van my stoel af, ek sê, wat? Dis 'n ou wat ek ken, en half amper, ek het al baie van sy teachings geluister, en ek dink, hy is goed. En ek is 'n 5de evangelie, ja man, waar gaan krap jy nou? En toe sê hy, jy is die 5de evangelie. Jy is die getuienis van dit wat Christus in jou lewe gedoen het. Soos wat die evangelies getuig van hom. Dis die goeie nuus van Christus in jou en wat hy vir jou gedoen het. Ek gedog, dit is nogal baie mooi. Daar is nie regtig 5 evangelies, okay? Beeldspraak. Amen. Het nou gooi hulle my met klippe of iets. Soos is in die Nuwe Testament. Hoor, ons doen nie meer die steniging ding nie. Nou, maar is wat grappig gemaak. Sê dit. En 'n sekere Jood met die naam van Apollos, wat in Alexandrië gebore was, 'n welsprekende man, het in Efese aangekom, en hy was magtig in die skrifte. Vers 27, en toe hy wou deurgaan na daai plek, het die broeders hom aangemoedig en aan die disippels geskryf om hom te ontvang. En daar aangekom was hy deur die genade, die gelowiges, tot veel nut, want hy het die Jode kragtig in die openbaar weer lê, en deur die skrifte bewys, dat Jesus Christus is. So wat gebeur hierso? Dit is apologetics in aksie. Jode het gekom, hulle wou argumente voer, hulle wou die gelowiges van koers afkry, vra, jy weet, hoeveel keer, jy het al vrae gekry, weet jy nie hoe om te antwoord nie. Né? Soos, hoekom is daar evil en al daai klas goeders, né? Daar moeilike vrae, daai is van die moeiliker is. En hier kom hierdie Jode en hierdie ouens weet, die gelowiges weet nie hoe om te antwoord nie. En hier kom Apollos, en hy gee die antwoord. En wat gebeur? Hy stig die gelowiges. Hy was vir die gelowiges tot veel nut. So hoekom sê ek dit vir jou? Want jou antwoord, jou evangelie, is nie net tot nut en tot opbouing van, of om iemand te red wat ongered is nie, maar is ook goed vir die liggaam. Ek sal nooit vergeet, so 'n hele paar jaar terug, nou ek het al met baie Jehovah's Witnesses gepraat, en ek weet dat hulle baie hare gehad, en dat jy kan baie goed vir hulle sê, en hulle kan net soos, hulle is so geïndoktrineer, en dan stap hulle van jou weg. En ek is een keer in Malawi, Jehovah's Witnesses is nie Christene nie, hoor, as jy gewonder het, hulle is nie. So hulle moet ook geëvangeliseer word, al klim hulle deur jou venster om jou te evangeliseer, hulle is nie Christene nie. En ek besig om met hierdie ou te praat, en ek kan eers, as jy nou met my vra presies vorentoe agter wat hy gesê het, en toe sê ek dit, ek kan nie onthou nie, maar wat ek wel kan onthou, in hierdie hele oomblik, was 2 jong ouetjies, hulle was so rondom hoërskool ouderdom, wat so teen die huis, hulle het so 'n klei huisies, met so, om die huisies is half, nie bankies nie, maar half soos die voet van die stoepie wat so omhardloop. En hulle sit daar so, en ek en hierdie oues heeltyd besig voor tot agter, en hy sê, ja, maar wat van dit, en ek sê, nee, maar wat van dit,
Maar ek so bewus van hulle en ek is so in gebed terwyl ek met hierdie ou praat. Ek dink dis die beste multitasking werk wat ek in my lewe gedoen het op daai oomblik. Want ek is soos Here, ek en hierdie ou is nou in 'n debat en 'n gesprek rondom geloof. Maar Here, help my en gee my soveel wysheid en genade en geduld en insig. Want ek wil nie met hierdie ou in so 'n bekleierery oor die geloof wat hy in elk geval verkeerd is, hy's nie eens 'n regte gelowige nie. So betrokke raak in dit en weggevoer raak in dit, dat hulle opstaan en dink, met hierdie wil ons niks te doen hê nie. Hoekom sal ek nou wil deel wees van hierdie? Hoekom wil ek nou te doen hê met dit? Julle weet nie eers wat hier aangaan nie. En ek sê, Here, help my net. Ek hoef nie die argumente wen nie, maar ek wil daai twee wen. Needless to say, ek en die ou kom toe te verstaan, hy sien toe, hy verstaan toe wat ek vir hom sê, prys die Here daarvoor, daar is al klaar baie genade van die Here. En sê, want jy kan vir 'n Jehovah's Witness baie goed sê, maar jy het nodig dat die Here ingryp en daai ou oortuig. En toe ek vir die ou vra, en dit was my die hoogtepunt van dit, toe ek vir hom vra, toe hy sê, I see, ek verstaan, sê ek vir hom, great, so nou, volgende stap, wil jy Jesus aanneem? Hy sê ja, en toe ek dit vir hom vra, toe kom daai twee nader gestap, toe sê hulle, ons wil ook asseblief. En ek is soos, daai is vir my, dis ek soos, Here, hierdie was great, hierdie is great, prys die Here. Want dis wat ons wil wees. Ons wil die lig wees, wat nie onder 'n maatemmer gesit word nie, maar op die staande staan, soos 'n stad op 'n heuwel. En prys die Here, uit sy genade en sy genade alleen kon hy my gebruik het. Met hierdie kromstokke kon hy reguit hou slaan daai dag. En kon daai mense die Here aangeneem het. Psalm 23 vers 5 lees as volg. Wat dink ek? Sorry, julle my psalms het geskuif in my Bybel. Blikemmer, waar is jy? Nee, ek gaan. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Ek dink almal van ons vertrou dat die Here ons beker vol maak en dat ons beker oorloop. Ek weet wie wil nie hê jou beker moet oorloop hê. Maar gisteraand toe loop ek dit was sojasous, Roan. Nee, was die sojasous geweest. Loop ek met daai sojasous, maar hy is tot op die dingetjie en ek het gemors. Ek het probeer om nie te mors nie. Maar dit my so laat dink aan vanoggend se preek, want wat gebeur met 'n beker wat oorloop? Hy mors. Hy maak nat om hom. Kom ons vertrou die Here om ons nie net vol te maak tot wanneer ons genoeg het of oor te loop tot waar dit ons verryk nie, maar dat ons sal oorloop en almal om ons. Caution when wet. Jy moet met so 'n ding rondloop. Caution when wet, bumper sticker. You may get converted. Ek weet nie. Ja, I was on the fly. Ek is nog heel You may get converted. Vertrou die Here om jou beker te laat oorloop. Maar nie vir jou ontwil nie, vir sy ontwil. Amen. En vir ander mense se ontwil, sodat sy heerlikheid deur jou kan uitloop, oorloop binne in ander mense in. En dit is glo my, al die programme en goed by die kerk wat ons doen, is nie om jou besig te hou nie. Regtig. Ek probeer net almal hier hou en iets uit jou uitkry of wat dit ook al mag sy nie. Dis werklik ek en my vrou wat sit en bid en Here, hoe kan ons U bruid, want dit is wat julle is. Dis wat ons is. Hoe kan ons aktief betrokke wees in U koninkryk? Hoe kan ek die mense wat U aan my toe vertrou het? Hoe kan ons konstant mekaar aanmoedig om te groei in sy glorie en in sy heerlikheid? En dis hoekom ek wil jou regtig aanmoedig om deel te neem aan dit wat ons hier bied, die uitreike, die kursusse. Ek oorweeg om van die kursusse weer aan die einde van die jaar te doen. Ook so dit bietjie aan te pas, maar om dit weer te doen. Handelinge 6 gaan afsluit met hierdie karakter. Miskien een van my gunsteling karakters in die Bybel. Handelinge 6. Nou wat hier gebeur het is, die kerk het baie vinnig gegroei en hulle het hande nodig gehad, die apostels moes fokus op die preek. Hulle het nie kapasiteit gehad om nog te kyk na die armes en die weduwees en ek wil amper te sê in die sopkombuis nie. En hulle moes toe manne aanstel om daai aspek van die kerk te hardloop. En hulle gee die volgende opdrag.
Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kon aanstel. So ek wil vir jou sê, hierdie is nie, hulle is nie besig om daai klink soos 'n pastoor se kriteria. Moet vol van die Heilige Gees wees en vol wysheid. Hierdie is ouens wat soos sop skep, dienaars, diensknegte. Maar ons sal volhard in gebed en die bediening van die woord, en dis wat hulle dan nog gaan voortsit. En die woord het bygeval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees. En Filippus, maar Stefanus is die fokus, om al die nome. Wat hulle voor die apostels gestel het, en hulle het gebid, en hulle het die hande opgelê. En die woord van God het toegeneem en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder. En 'n groot menigte van die priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. En Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die libertyne opgestaan en van die Sireneërs van Alexandryne en van die mense van Cilicië en Asië, en hulle het met Stefanus geredetwis. Maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het nie weerstaan nie. Paar goed wat ek hier vir jou wil sê is, as gevolg van die gees in hom, doen moeite, sit die effort in, lees jou Bybel, bestudeer jou Bybel, soek die Here. Maar selfs in dit, gee hy sy Heilige Gees vir jou en openbaar homself aan jou. Selfs in dit hoef jy, wanneer jy voor mense 'n antwoord moet gee, is dit ook nie 'n plek van waar jy hoef terug te val en uit jou eie moeite uit 'n antwoord te gee, wil ek amper sê, uit jou eie mens, uit jou eie kapasiteit. Prys die Here, hy gebruik my ver bo my kapasiteit. Jy kan bly as hy gebruik my nie net op my kapasiteit. Dit sal nie great wees nie. Ver bo ons kapasiteit gebruik hy ons. Want die almagtige Gees is in jou. God is in jou. En hy sal vir jou help. Hy sal. Ek sê altyd, dis jy leer en jy lees en dan bring hy dit terug wanneer dit nodig is, soos wat dit nuttig is. Maar die dag by woordskool het Jarko so streep getrek op die mense te maak, en vir hulle almal moet so maak. Dit voel partykeer met die Bybel, sê Here, gee die Bybel. Gee die Bybel. Ek bid altyd, Here, soos ek hierdie Bybel lees. Here, ek gaan nie nou alles onthou, en dan nie alles onthou nie, maar Here, soos wat dit nuttig is, wanneer dit nuttig is. Ek gaan my bes doen om dit te probeer memoriseer. Maar wanneer dit nuttig is, dankie dat U my opoffering, my tyd eer, dat wanneer dit nuttig is, sal U dit vir my terugbring. En sal U my bystaan. En sal U die een wees wat harte sag maak. Nie ons intellek en ons slim argumente nie. Daar's baie slim mense. Dis 'n ding wat ek hierdie week agtergekom het. Intellek en kennis alleen gaan jy nie by die Here uitkry nie. Baie mense wat baie weet van die Bybel, baie meer as ek en jy. Hulle glo nie. Harde hart. Maar ons het nodig om dit wat ons het te bring en dan te vertrou dat die Here dit sal kon vermeerder. Amen. En wat is die volgende ding by Stefanus wat my so eerbaar is? Hy is 'n dienskneg. Hy het opgeteken om te dien. Ek kan nie genoeg diensbaarheid en enige gelowige, en dit gaan nie oor dat ek asseblief teken op by die diensspan, maar dit gaan nie eers oor net die diensspan nie. Dit gaan oor om in elke aspek van jou lewe, Here, waar kan ek dien? Waar kan ek mense dien? Here, waar kan ek gee van dit wat U vir myself gegee het? En ek beloof jou, jy sal verbaas staan hoe die Here jou hand gebruik, hoe hy sy hand deur jou werk. Met 'n plek uit van Here, ek het U lief met my hele hart, siel en verstand, alles in my. En omdat ek U lief het, het ek mense lief en wil ek hulle dien. En uit daai plek uit kan ek kan vir jou 'n waarborg. Net so Stefanus, gaan wonders en tekens jou volg. Soos nuttig. Plek waar jy jouself neerlê en Here, dit gaan nie oor my, dit gaan nie oor wat ek uit kan kry nie, Here, maar dit gaan oor wat ek vir U kan doen en ek wil vir U nuttig in die hand wees, Here. Here, as daar siek is, wil ek bid, as daar verdrukking is, wil ek bid, as daar depressie is, wil ek bid vir dit, wil ek breek oor die persoon. As daar sonde is, Here, wil ek met sagmoedigheid na my broer of suster toe gaan en met hulle praat daaroor en ek bid dat U genesing, verlossing en vryheid sal bring uit dit uit. Gebruik my, Here, en jy sal sien hoe die wonders en tekens jou volg.
En soos wat jy hom soek, en die antwoorde van jou gevra word, sal jy kan staan, jy sal die antwoord kan gee. Want sy gees is in jou, sy seël is op jou. Amen. Ek dink jy besef word jy in staat is in hom. Ja, ons bring dit terug by Efesiërs 1, in hom. Jy is tot soveel in staat. Ek dink op 'n stuk, hoor julle, daar is regtig 'n paar slim mense daar. Daar het een ou, hy was verskriklik slim in ek dink dit was Grieks. En toe verloor hy, tussen 'n ongeluk, toe verloor hy alles wat hy geleer het. Toe leer hy weer van voor af, van nul af, net om te kom waar hy was, sodat hy kan aangaan met sy soos, in navorsing, soos daai is nogal soos, hy is vasberade. Maar hierdie is ouens wat ek en jy nie eens van weet nie. En ek dink, dit is so eerbaar, as jy die ouens soek, met alles, offer hulle op, vir die koninkryk, en het gaan nie oor my nie, gaan oor wat ek kan bring, vir sy koninkryk. Ons almal ken die storie van die mosterdsaadjie. Wat raak 'n groot boom. En ek wil vir jou bemoedig met die volgende, as dit voel dalk vir jou, jy gooi net 'n mosterdsaadjie in iemand se lewe. Ek het vanoggend met die diensspan gedeel, en Robin het 'n baie mooi getuienis uitgedeel op die einde van die dag. Maar jy voel dalk, jy gee 'n mosterdsaadjie hier en 'n mosterdsaadjie, en kom ons sê, jy gee 5 mosterdsaadjies uit. Elkeen van daai mosterdsaadjies raak 'n boom. Baie saadjies, wat weer uitgaan. Dit vat een mosterdsaadjie wat jy gee, en jy besef eers die ripple effek wat dit het. Maar ek dink ons raak baie keer so mismoedig en terneergedruk, want ons sien nie altyd die resultaat nie. Ek dink ons sit baie keer tyd in, en ons sien nie altyd wat die effek daarvan is, en ons raak soos half, Here, waarmee is ek besig? Wat doen ek? Dis waar geloof inkom, is Here, ek doen wat U voor my gesit het. Ek vertrou U, ek soek U. Ek is getrou met die talente wat in my hand is. En ek kan vir jou waarborg, as jy elke dag opstaan en sê, Here, ek is hier om te dien, gaan jy eendag in die hemel kom, en jy gaan verbaas wees, die effek wat jy in hierdie lewe gelos het. Jy gaan verbaas wees, so groot is jou beloning, want dan wag vir jou beloning in die hemel, vir dit wat jy hier doen. Jy gaan verbaas wees. Jy dink is 'n mosterdsaadjie. Ek gaan nou die storie probeer vertel, maar sy deel vanoggend van 'n tannie wat kruisies by die kerk uitgedeel het, né? Wil jy die storie gaan vertel? Jy het 'n mic. Ja. Nee, so toe ek graad 3 was, het ons 'n nasorg tannie gehad, en sy was by 'n kerk, en daai kerk het vir hulle sulke houtkruisies gegee, soos as jy nie weet hoe om iemand te nooi nie, gee vir hulle hierdie houtkruisie en sê, kom kerk doen, wat ook al. En sy dink toe, okay, sy gaan dit nou vir hierdie graad 3 meisie gee, nie geweet of ek het vir my ouers gaan gee, of ek het in my tas gaan verloor, of wat gaan gebeur met hierdie kruisie nie, maar sy gee toe vir my hierdie kruisie, en ek gee dit toe vir my ouers, en ons gaan toe na die kerk toe, en ek dink dit was so 2 jaar later, toe roep die dominee op daai tyd, die tannie op, want toe sy nou al oud afgetree, en sy het nooit getrou nie, so sy het nie 'n familie gehad of enigiets, so sy het baie alleen gevoel. En ek het hier daai ekstra vanoggend gedeel. En toe roep die pastoor dominee vir haar op en sê, hy wil net geval wys wat daai een kruisie gedoen het. En hy roep toe vir ons op by die kruisie gekry het, en ons roep my ouers, en my ouers roep hulle vriende, en vriende, en toe in die einde, toe staan ons so 'n hele ry, en die tannie begin huil, want sy het deur een kruis het sy daai hele ry aangeraak. En ja, so toe was dit 'n baie goeie. So sy het een kruisie uitgedeel. En daar meer as een mense op die einde van die dag vorentoe gekom. Hoe amazing is dit? Een daad, een oomblik, Here, gebruik my, by absolute fokus en bewustheid van wie hy is en wat hy vir jou gedoen het. En dit wil hy deur jou doen. Wat 'n voorreg is dit, hè? Cool is dit, dat God jou wil gebruik. Jy is tot meer as in staat as wat jy dink. In hom. In hom. Amen. Kom ons staan en bid ek vir ons. Heilig, heilig, heilig is U, o God. Heilig, heilig, heilig. Jesus, Koning Jesus, Alfa Omega, begin en die einde, die wat is, was en altyd sal wees, Skepper en Heerser. Here, dankie vir dit wat U vir my gedoen het en vir elke persoon hier vanoggend. Heilige Gees, my gebed is dat U so kragtadig
aan elkeen van ons sal kom werk, Here. Dat ons sal werk en sal woel, Here, met ons perfekte preek. Here, kom skep en kom verander ons tot U heerlikheid, U gestalte in ons realiteit neem, Here. Here, want eens op 'n tyd was ons die verlore een, eens op 'n tyd was ons die dooie een. Eens op 'n tyd was ons die een wat ver was, vyandskap teenoor U was, Here. Verwyder van U. 'n vreemdeling, 'n weeskind. En deur U soewereiniteit het U ons kom red. Deur iemand of persone wat oor ons lewe gekom het. Here, dankie dat iemand in my lewe kom saai het. Kom lei ons, Here, om nou ook saaiers van die koninkryk te wees, Here. Here, dankie dat U 'n goeie Pa is, Here. U kyk na ons, Here, U voorsien, U onderhou ons, U is ons skild, U is ons fondasie, U is die hoeksteen, Here. U is ons skild, U is ons hoof. U laat ons beker oorloop. Maar Here, mag dit altyd vir ons meer gaan oor iemand anders as oor onsself. Jesus, U is die perfekte voorbeeld vir ons. U is die perfekte preek, die perfekte voorbeeld. U wat God is, gesete in die hemel. Ek vorme geraak het aan 'n slaaf, 'n mens, hulle glorie neergelê het. Weerloos geraak het, U selfvertrou het aan mens, 'n baba was, moes groei, moes leer. Alles vir ons. U wat alles verdien, Here, het alles neergelê. U wat gedien moet word, het gekom, Here, en U het nie net kom dien. U het ons kom dien. Here, mag ons die res van ons lewe spandeer om U te ken, om in U te dien en ander te dien. Dis wat U gedoen het. U is goed, Here. Here, dankie dat ons niks hoef te vrees nie, Here. Dag, Here, ons ontken nie storms nie, Here. Alles werk nie altyd uit nie. Partykeer het ons uitdagings, Here, en partykeer kry ons emosies nie beter van ons, en partykeer is ons gemoed laag, Here. Maar Here, dankie dat dit nie die realiteit van wie U is verander nie, en wanneer ons terugsit en mediteer en dink aan U, Here, en gryp aan U hand, Here. En besef ons net weer, Here, U is die een wat gesete is aan die regterhand van God, en alle autoriteit behoort aan U, Here, en ons hoef niks te vrees nie. U is aangestel oor elke owerheid, elke mag, elke gees. U is God en U is koning. En alle heerlikheid kom U toe, Here. En U alleen. U is God. Here, hierdie een ding vra ek van U, Here. Dat ons altyd mag wandel in die teenwoordigheid in die huis van ons God, ons Jesus. U is ons Jesus. U is ons God, ons koning, ons bruidegom, the lover of our souls. Here, ek sien elke persoon nie, mag jy hand oor hulle wees hierdie week, hulle beskerm, voorsien, en hulle terugbring, in Jesus naam. Amen.